Voorsitter, ons almal moet daardie oomblik al beleef. Jy vra ouer of onderwyser 'n logiese vraag soos: hoekom moet ek dit doen? En die antwoord 'n droë sinnetjie, omdat ek so sê. Nou kyk, dames en here, ek het al baie verskonings gehoor in my lewe. Omdat die hond het opgeëet het, juffrou. Omdat dit 'n farm is, mamma. Omdat ek per ongeluk verkeerde knoppie gedruk het, bestie. Maar omdat ek so sê, is dalk die swakste verskoning ooit. Maar hoekom sien ons dit as 'n probleem? Omdat dit nie net argumente dit maak nie, maar kinders se vermoë om te dink, om te redeneer en om logika te gebruik te verminder. Maar kom ons vra onsself, is dit regverdig? Is toe opvoeding en gesagsvoering in die moderne samelewing moet lyk? Die antwoord is vandag nee. Vandag gaan ek en my span, Amorey, Shiloh, Raiden en ek, Junaid, vir u sê dat kinders hulle ouers moet rapporteer, hulle sê, omdat ek so sê. Amorey sal verduidelik hoe die frase kritiese denke vernietig. Shiloh sal praat oor die emosionele en sosiale impak. Raiden sal verduidelik hoe die kwessie 'n etiese en selfs wetlike probleem is. Maar kom ons begin met die wortel van die probleem. Amorey, wat gebeur as kinders ophou dink? 'n Wêreld sonder kritiese denke is 'n wêreld waar mense enigiets glo. Omdat ek so sê, vernietig die vermoë om vrae te vra. Dink vir 'n oomblik aan die kern van opvoeding. Dit gaan oor vrae, oor dieper dag van kennis. Maar as die antwoord altyd omdat ek so sê is, wat leer die kind? Hy leer dat sy vraag nie belangrik is nie. 'n Studie gedoen deur Henry Stein van Harvard Universiteit op www.harvard.edu.com. Ouers moet meer oplettend wees teenoor kinders. 18 April 2022 is een van die belangrikste kenmerke van 'n intellektuele gesonde kind, die vermoë om vrae te vra en te verstaan hoekom reëls bestaan. Wanneer ouers hierdie frase gebruik, breek hulle hierdie vaardighede af en skep 'n kind wat nie weet hoe om logies te dink nie. Maar is daar nie sekere oomblikke waar 'n ouer nie altyd die tyd het om 'n lang verduideliking te gee nie? Sekerlik, Shiloh, maar die probleem is, dis nie net 'n enkele geval nie. Dit word 'n patroon. Kinders wat konstant afgesny word van antwoorde, leer dat hulle nie eens meer mag vra nie. So jy sê kinders leer eerder net ervaar as om te dink? Presies. Dis soos om vir 'n GPS te sê om jou na 'n plek toe te vat sonder om die adres in te lees. Kinders wat passief en aanvaar alles sonder om dit te bevraagteken. Dit is die perfekte resep vir 'n generasie wat maklik deur media, politiek en verkeerde invloede gemanipuleer kan word. Hulle word groot as volwassenes wat nie weet hoe om onafhanklik te dink nie. Dit veroorsaak 'n samelewing waar mense nie weet hoe om vir hulself te dink nie. En dit is iets wat die regering juis wil hê. Tweedens, skep dit 'n gesagsgehoorsaamheid sonder logika, sê Dr. Ngake Foira in die artikel The Journal of Child Psychology op www.childpsychjournal.com. 25 Oktober 2020 is bevind dat kinders wat groot word in huise waar hulle mag vra nie, later sukkel om onafhanklike besluite te neem. Dit is omdat hulle nie gewoond is daaraan om logiese redes vir besluite te oorweeg nie. Hulle aanvaar eenvoudig net gesag. Dink hieraan, as 'n kind nooit leer om hoekom te vra nie, hoe kan ons verwag dat hy 'n kritiese denker gaan wees as hy groot word? Hy gaan 10 teenoor 'n kontrak teken sonder om die fynskrif te lees. Ja, ek is skuldig. Hulle sal later in lewensreëls volg sonder om te vra of dit reg of verkeerd is. Dit maak hulle kwesbaar vir 'n misbruik, of dit nou 'n onderwyser, bestuurder of 'n politieke leier is wat vir hulle sou moet doen sonder 'n geldige rede. Dit bring my na my derde standpunt. Dit maak kinders kwesbaar vir misleiding. Navorsing deur Martinus Visser aan die Stanford Universiteit op www.stanford.edu.com in die artikel Twin Differences in Harsh Parenting, 24 Januarie 2020, is bevind dat kinders wat van kleins af geleer word om gesag nie te bevraagteken nie, later makliker val vir valsnuus en manipulasie. As 'n kind nie mag vra nie, leer hulle net binne vanaf bepaalde perke te dink. Ons verloor toekomstige wetenskaplikes, eenveerders en entrepreneurs, omdat hulle nooit geleer het om buite die boks te dink nie. Henry Ford het gesê, dink is die moeilikste werk wat daar is, en dit is waarskynlik hoekom so min mense doen. En met omdat ek so sê, verseker ons dat nog minder mense dit kan doen. Wel, geldig punt Amorey, maar Shiloh, wil jy nie 'n bietjie nog die emosionele effek hiervan op kinders nie? Laat ek 'n eenvoudige vraag vra. Wat gebeur met iemand wat nooit antwoorde kry nie? Wel, eerstens, skep dit 'n gevoel van magteloosheid. Omdat ek so sê, is nie net intellektueel skadelik nie, dit is emosioneel vernietigend.
Wanneer 'n kind nie die reg het om iets te bevraagteken nie, begin hulle voel asof hulle menings en gedagtes nie tel nie. The American Psychological Association op www.apa.org 12 Oktober 2020 waarsku navorser Angus Clark dat kinders wat sukkel om hulself te verdedig, later maklike slagoffer word en depressie en angs toon. So jy sê kinders begin glo dat hulle stemme nie meer saak maak nie. Ja, dis is vir my 'n WhatsApp groep, 'n vraag te vra en almal lees dit, maar niemand antwoord nie. Tweedens lei dit tot swak kommunikasievaardighede. Wanneer 'n kind groot word in 'n plek waar hulle nie mag argumenteer of debatteer nie, leer hulle nie om hulle gevoelens met ander te deel nie en dit kan lei dat hulle nie hulself kan verdedig nie. Dit is hoekom jy mense kry wat 'n argumente eenvoudig net sê, "Ag, los dit," of nog erger, Omdat ek so sê. Volgens die artikel The Journal of Social Behavior, geskryf deur S. Alexandra op www.journalofsph.com, 21 Maart 2019, sukkel kinders wat nie leer om vrae te stel nie, later sukkel om homself ordentlik uit te druk. Hulle raak dan volwassenes wat nie hulle opinies of gedagtes met ander kan deel nie, en dit kan verhoudings ernstig benadeel. Laastens skep dit 'n generasie wat nie gesonde grense verstaan nie. Kinders wat leer dat hulle nie mag vra nie, aanvaar later dinge wat hulle nie moet aanvaar nie. Dit kan lei tot dinge soos ongesonde verhoudings en dinge soos dwelmmisbruik. Volgens 'n artikel The Impact of Kids deur Sonja Lou op www.scientifica.org, 21 Mei 2018, verduidelik sy dat wanneer kinders geleer word om gesag nie te bevraagteken nie, hulle maklike slagoffers word van fisiese, sielkundige en selfs seksuele misbruik. Gandhi het gesê, moenie stil bly in die gesig van onreg nie, maar as ons kinders leer om stil te bly, hoe kan ons verwag dat hulle eendag teen onreg sal opstaan? Jy is so reg. Ouers wil hê ons moet veg vir 'n beter lewe, maar hoe kan ons dit doen as ons vrae afgeskiet word? Presies. So ouers, omdat ek so sê, vernietig jou kind fisies, sielkundig en emosioneel. Dit is 'n skrikwekkende gedagte, Charlotte. My ouma het altyd gesê, volg die wet en niks kan verkeerd loop nie. Ryden, is daar ook nie 'n wettelike aspek van hierdie probleem nie? Natuurlik is daar. Eerstens is die frase omdat ek so sê 'n skending van die kinderregte. As jy kyk na die internasionale wetgewing, so die VN-konvensie oor die regte van die kind, wat in 1989 aanvaar is, sien jy duidelik dat kinders wel regte het. Hoor julle dit, ouers? Ons het regte. Volgens die UNICEF webwerf, die reg vir die kind om sy of haar opinie te lewe en dat die mening van die kind in ag geneem word. As 'n ouer vir 'n kind sê, omdat ek so sê, sê jy eintlik vir hulle het nie die reg om selfbeskikking te hê nie. En dit kan uitloop op die geval dat hulle nie in staat is om kritiese besluitnemingsvaardighede te ontwikkel nie. Maar het ouers nie tog die reg om gesag uit te oefen nie? Ja, ek sê 100% saam. Maar gesag moet gemotiveer wees deur begrip, nie net deur mag nie. Laat ons die doekies omdraai nie. Sommige ouers misbruik hulle mag. Wanneer 'n ouer 'n reël oplet sonder rede, sonder bespreking en sonder konteks, is dit nie meer opvoeding nie. Dis beheer. En beheer sonder konteks lei tot weerstand en rebellie. Volgens professor Elizabeth Gershoff se studie in die artikel Parenting Styles and Child Development, gepubliseer in the Journal of Child Psychology op 15 Junie 2021, toon dat kinders wat aan autoritaire ouerskap blootgestel is, laer selfvertroue en verminderde vermoë om onafhanklike keuses te maak. Tweedens is gesinsbetrokkenheid belangrik vir die bou van respek en begrip. Nou vra ek vir u, wat gebeur as ouers hul kinders insluit in besluitnemings? As hulle sê, kom ons praat daaroor, eerder as omdat ek so sê. Die antwoord is eenvoudig. Betrokkenheid skep begrip. En begrip skep respek. Dr. Robert Epstein in sy navorsing The Science of Effective Parenting, gepubliseer op 3 September 2020 in the Journal of Family Studies, toon aan dat ouers wat hul kinders se insette waardeer, gesonde bande vorm, Emosioneel, Sosiaal, en selfakademies. maar gaan dit nie gas veroorsaak as kinders van alles van onderhandel nie? Glad nie, Amarai. Vir kinders wil nie beheer hê nie. Hulle wil net betekenis hê.
Dit bring my na my derde standpunt. Kinders is nie net sponsies wat reëls opskryf nie. Hulle is denkers in woorde. As hulle nooit leer hoekom iets reg of verkeerd is nie, hoe moet ons verwag dat hulle moreel verantwoordelik sal optree? Dr. Lawrence Steinberg van Temple Universiteit sê in die artikel Moral Development in Childhood, International Journal of Child Development, 21 Januarie 2022, dat kinders wat aktief betrek word in besluitnemings, hoër morele ontwikkeling toon en meer veerkragtig is teen groepsdruk. Ek laat julle met die woord van Barack Obama: die toekoms behoort aan diegene wat bereid is om vrae te vra. Ryden, jy het die spyker op die kop geslaan, dames en here. Of sal ek eerder sê, ouers, omdat ek so sê, is nie 'n antwoord nie. Dis 'n beskoning. Hierdie frase is die laaste toevlug van ouers sonder logika. 'n Maklike uitveg vir iemand wat nie moeite wil doen om met ons kinders te debatteer nie. So dames en here, ek en my span is hier vandag om vir u te sê, Kinders het die reg om antwoorde te eis. Kinders moet respek verdien. Kinders het die reg om besluite te neem. kinders moet hulle ouers rapporteer as hulle sê, Omdat ek so sê.